Reg, die volgende reeks video's gaan wees oor Newton se tweede wet. Dit is een van die belangrikste gedeeltes want 'n mens trek dit deur van graad 10 reg deur na graad 12 toe. En in een berekening kan jy al die meganika wat jy moet ken, kan 'n mens vra. Soos daarom Newton se tweede wet is natuurlik die wet wat handel oor die resulterende krag, wat die massa maal die versnelling van die voorwerp is. Sleutelwoorde waarvoor ons gaan kyk is versnel, die sisteem versnel. Daar's 'n resulterende krag wat op die sisteem inwerk. Daar's wrywing. Hulle kan sê die kragte is ongebalanseerd. Die stelsel is ook nie in ewewig nie. Enigiets gaan vir ons dan so aandui dat ons werk met Newton se tweede wet. Nou daar is 6 tipes berekeninge wat ons kan doen, wat jy moet kan identifiseer. Waarvan hierdie is die eerste een. En dis die een waarmee wat julle geleer het ook heel eerste. Die formules wat ons het is resulterende krag. En dan die resulterende krag is mos ook gelyk aan die toegepaste krag minus die wrywingskrag. En dan, indien wrywing nie vir julle gegee word nie, moet jy wrywing kan gaan uitwerk. Nou al 3 hierdie formules se berekeninge kan ons kry deur die skets wat hulle vir ons gaan gee. Soos jy met die skets reg kan interpreteer. En dan jou analise van jou en jou werk dan hier vanaf die inligting vat en verwerk sodat jy by die regte formules en antwoord dan kan kom. Soos heel eers ek het weer die stappe hier neergeskryf. Dieselfde stappe wat ons by Newton se eerste wet gehad het en die ander meganika, waar ons moet heel eerste op die skets wat ons het, identifiseer ons die kragte met hulle rigtings. Dit het ek hier aangedui. Oral het ek die rigtings aangedui. Dit is net 'n blok wat op 'n horisontale oppervlak staan. So dis die heel eenvoudigste tipe vraag wat ons kan kry. Dan na dit gaan teken ons die kragtediagram. Die kragtediagram gaan ons altyd nodig hê. Jy kan geen berekening doen sonder die kragtediagram nie. Soos die kragtediagram gaan ek dan nou hier teken. Daar is die punt waarop al die kragte inwerk. Ons het ons toegepaste krag in daardie rigting so. En dit is F toegepas. Ek gaan net skryf toe. En dan het ons vir FG loodreg af, FG, en ons bereken die mos met MG, en dan het ons die wrywing in die teenoorgestelde rigting. Belangrik hier, dat ons het 'n resulterende krag, dit beteken my toegepaste krag is groter as my wrywingskrag, soos my wrywingskrag se streepie moet korter wees as my toegepaste krag. Dus hier is my F wrywing, en dan op in daai rigting so is my F normaal. In hierdie geval is die beweging horisontaal, soos my F normaal en my FG gaan ewe groot wees, dus met daai 2 lyne dieselfde lengte wees. Nou dan sit ons die tekens van die kragte in. Dis hierdie gedeelte. Nou ek werk altyd maar op die rigtings van die kartesiese vlag, die plus en die minus van die X en die Y, dit maak dit eintlik net vir jou makliker. Jy kan enige een kies, as jy die een rigting positief maak, moet die ander een moet so net obviously negatief wees. Soos die toegepaste krag in daai rigting is my X positief, daai rigting is my Y positief, my X is negatief en my X is negatief. En nou kan jy, as jy enige van jou berekeninge nou hier vanaf moet doen, jy het al die inligting, daardie voorwerp se massa sal jy kry, dan is die massa, het jy die
G is 9,8 en dan van die ander inligting gaan jy ook kan kry. Soos dan substitueer jy net die een formule binne in die ander. Rede daarvoor is net jou heel laaste antwoord moet afgerond word. Jy mag nie vroeër in jou berekening mag jy afrond nie. Dis net die finale antwoord wat jy mag afrond. Daarom, indien die wrywingskrag nie vir jou gegee word nie, en jy moet die wrywingskrag gaan uitwerk, dan gaan jy mos eers moet vir F normaal gaan uitwerk, maar ons kan dit mos net dan maak positief mg, dis mos na daai rigting toe. Soos dan kan ons hierdie daarin substitueer. Ek wil net dit gou vir julle hier wys, hoe ons dan daai substitusie gaan doen. En dan aan die einde gebruik jy net jou sakrekenaar en jy doen die berekening op die sakrekenaar. Soos ons het nou dan MA is gelyk aan F toegepas minus F wrywing, dan is MA gelyk aan F toegepas minus wrywingskrag kry ons daardeur en dis die wrywingskoëffisiënt van ons kineties, want onthou ons voorwerp beweeg, soos ons het te doen met kinetiese wrywing, maal met die normaalkrag, en in die geval gaan die normaalkrag en die FG mos dieselfde wees. Soos ons kan net sowel gaan en sê dis MA is gelyk aan F toegepas minus wrywingskoëffisiënt maal met mg. So nou het ek alles net die substitusies gaan doen en nou het ek my en dan vul ek net al die waardes wat vir my gegee is, vul ek in my formule in, doen die berekening op die sakrekenaar en daar is jou som wat jy moes gedoen het, jou probleem wat jy moes opgelos het, is opgelos. Dis daai berekening wat jy dan moet doen. So jy gaan eers jou substitusies doen van die een vergelyking in die ander.